is op die aanlyn. Mag dit ook vir julle 'n wonderlike dag so saam met ons wees hier. Kom ons raak stil by die Here en ons begin op in die oggend in sy naam. Ek wil die Here loof met alles wat in my is, wil ek sy heilige naam loof. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, die my die jeugdige krag van 'n arend skenk. Amen. Broers en susters, ek groet julle, genade, barmhartigheid en vrede vir julle elkeen, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die kragtige werk van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons staan dan, sing ons nog so 3 aanbiddingsliedere. Ek het die genade van my nooit nie, en al my dag is die veilige die hand van die oomblik wat ek opstaan, tot ek weer gaan leef, sal ek sing van die goedheid van God. My lewe lang is hy getrou, my lewe lang is hy net so goed. Danke asem wat ek hoor, sal ek sing van die goedheid van God. Sal ek sing van die goedheid van God. Stem niet ek lief, in die vriend die lei my, en die donker nacht, sal met my soos niemand ander. Ek ken nie as 'n vader, ek ken nie as 'n vriend, en ek weet in die goedheid van God. Lewe lang is hy getrou, lewe lang is hy net so goed. Danke asem wat ek hoor, sal ek sing vir die goedheid van God. Sal ek sing vir die goedheid van God. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Met my lewe hier aan die woord gegee, my alles net vereer. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Met my lewe hier aan die woord gegee, my alles net vereer. Die goedheid het volg my, waar ek moet gaan, volg het my. Lewe lang is hy getrou, my lewe lang is hy net so goed. Danke asem wat ek
ek oor sal ek sing oor die goedheid van God. Sal ek sing oor die goedheid van God. Ek sluit my oog na die berge, waar kom my hulp vandaan? Ek staan en wag hier in die storm, met my hande hoog totdat die my kom haal. En ek sal nie bly loop, selfs as die duister op my draai, want ek het mos in die hande wat my draai. Heilige
vir hierdie, vir ewig wil ek U naam verhoog. Halleluja, halleluja, ek buig weer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwige, amen. Halleluja, halleluja, ek buig weer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die koning van die eeuwige, amen. Aan die koning van die eeuwige, amen. Aan die koning van die eeuwige, amen. Here almagtige God, ja, ons woorde en ons gedagtes en ons woordeskat is te klein om U die lof en die eer te bring wat U toekom. Here, ons dankie dat U wat die ewige God is, U wat nooit sluimer of slaap nie, Here, dat U oor ons die waak hou elke dag en nag, selfs wanneer ons in ons diepste drome totaal onbewus is van wat rondom ons aan die gebeur is, Here, hou U ons hart aan die klop en laat U ons asemhaal. Dis hoe groot U is en Here, selfs soos wat ons ook in die vorige preek gehoor het, Here, dat al sou ons met al hierdie gedagtes besig wees rondom U, Here, hulle is meer as die sand van die see, en selfs as ons met dit klaar is, om die sand van die see te tel, Here, sal ons nog steeds met U besig wees, want dis hoe groot U is, Here, en dit gee vir ons berusting om te weet dat U wat hierdie groot en onbeskryflike God is, Here, ook ons Vader is, Abba Vader, wat ons sal dra ook wanneer ons kragte ingee, wat ons sal vashou in die moeilikste tye in ons lewe. Here, ons woorde is te min om vir U te sê dankie vir dit alles. Ons kan maar net ons lewens kom gee as 'n offer om vir U dankie te sê vir dit wat U alles vir ons doen en vir ons beteken. Dankie dat ons U mag aanroep as ons hemelse Vader. Ons loof en prys U in Jesus se naam. Amen. Baie dankie. Julle kan julle plekke inneem. Ons het met Nuwejaarsdag diens het ons ook uit Romeine uitgepraat en ek het nou môre met die roudiens het die familie vir my gevra om uit Romeine 8 vir hulle die stukkie van die Abba Vader dan veral uit te lig, maar soos wat ek besig was by die hoofstuk was dit net vir my so aangrypend dat ek gevoel ek wil graag ook bietjie meer oor die einde van die hoofstuk vandag met julle deel. Ek dink as 'n mens, as julle my sal vra, as ons soos daai mense in van die ander dele van die wêreld vervolg word, watter deeltjie van die Bybel sal jy uitdruk as jy 1 sekonde het om net 'n stukkie te gryp en weg te hardloop voordat jy dalk vermoor moet word of tereggestel moet word omdat jy in Christus glo? Dan sal dit vir my Romeine 8 wees. Romeine 8 is vir my seker die kosbaarste hoofstuk in die hele Bybel, ook toe die jonges destyds met my aanstelling as leraar ook in die gemeente, het ek vir hulle gevra asseblief, want hulle het 'n teksvers gesoek. My gunsteling teksvers in die Bybel is Romeine 8:28. Ons weet dat alles ten goeie meewerk vir hulle wat God liefhet, diegene wat volgens sy voorneme geroep is. Dit is so 'n kosbare hoofstuk oor wat God oor die mens voel en wat hy vir ons kom doen het. Net so vinnig, want van julle was nou donderdag hierso gewees by die nuwejaarsdiens.
Romeine gaan oor Paulus wat vir die mense skryf in Rome. Hy het hulle nog nie besoek nie, maar hy smag om by hulle uit te kom en hy skryf so 'n bietjie vooruit vir hulle en hy gee vir hulle 'n klomp antwoorde op vrae wat by hom uitgekom het wat die mense mee worstel. En hy skryf dit op 'n spesifieke styl. Hy vra 'n vraag en dan gee hy 'n antwoord. So eintlik al hierdie vrae wat ons baie keer in ons harte mee rondloop. Is jy kan maar in Romeine gaan soek en dan weet jy hoe werk daai ding wat jy die vraag oor het en gaan soek dit daarso in Romeine, want dit gaan oor al hierdie groot teologiese vrae en waarhede soos geloof en ons wat ons nou donderdag oor gepraat het, geloof in Jesus Christus bring vir jou vryspraak. Dit is wat jou vry maak. En Paulus begin hierdie hele boek met eintlik vanuit die Ou Testament wat ons moet onthou, dit is die wat gebeur het is keiser Claudius het al die gelowiges en al die Jode het hy vir 'n ruk lank uit Rome uitgejaag en hulle verban. En nou kom hulle terug na so 5 jaar ongeveer sê die geskiedenis vir ons en nou ewe skielik is hierdie Jode en die heidense gelowiges so 'n bietjie in konflik met mekaar. Die Jode wil natuurlik weer teruggaan na die wet toe en weer hierdie besnydenis en al hierdie goede doen, die werke. Hulle wil weer hierdie werke laat gebeur en dan skryf Paulus hulle vir hulle nee. Julle moet wegkom van die werke af. Dit is nou weer geloof. Ons lewe in geloof en ons gaan die pad vorentoe. En nou begin hy Romeine met die hele ding van die sonde en die sonde wat in die wêreld gekom het en dan skryf hy daar in hoofstuk 3 dat ons het almal gesondig en verdien die dood. En selfs ons wat vandag hier sit, almal van ons het gesondig en verdien die dood. Maar gelukkig Jesus Christus het gekom en hy het vir ons in daai plek kom sterf en die verlossing vir ons gebring. So nou ons gelowiges wat glo, ons word vrygespreek op grond daarvan dat ons glo in Jesus Christus. Ons glo nie omdat ons glo nie. Ons het nie 5 in 5 soos wat ek gesê het donderdag nie. Ons het geloof in Jesus Christus. En as jy weet wie Jesus Christus is, hy is oorwinnaar oor die dood. Hy is die een wat aan die regterhand van God sit wat vir ons intree en jy begin net besef hoe groot Christus is en jou geloof is in hom. En in 2026 gaan ons vashou aan Jesus Christus. Ons gaan nie ons steur aan wat die mense gaan sê en wat die gebeur is en Donald Trump wat nou die president van Venezuela gaan uithaal daar en ons hoor die oorlog, die gerugte van oorlog. Alles wat Christus vir ons voorspel het 2000 jaar terug sal gebeur. Is dit gebeur en watter beter God om aan vas te hou as die een wat die heelal in sy hand vashou. Dit wat ons ook nou gesing het. Die wat die heelal onderhou en wat nooit slymer en slaap nie, wat alles by magte is en wat sit aan die regterhand van God en vir ons intree. En dan kom Paulus dan nou by hierdie gedeelte waar hy vir hulle sê, ek gaan net so vinnig daarso lees by vers 1 wat hy vir hulle sê, daar is dus nou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus is nie. Wow. Dankie Here, daar is vir ons geen veroordeling, ons wat in Jesus Christus is nie. Ons het wel nog hierdie tweestryd in ons, vir die gelowige wat die Heilige Gees in hom het as 'n waarborg, as 'n stempel. Dis soos daai stempel of daai visa wat jy in jou paspoort kry dat jy gaan hemel toe, dit is die Heilige Gees. Hy is binne in hierdie sondige liggaam van ons. Dankie dat hierdie sondige liggaam dan op aarde agterbly en dat die Gees oorgaan na die lewe hierna, waar ons dan 'n verheerlikte liggaam gaan kry. Want die heeltyd binne in ons, die Gees wat binne in ons is, wat ons nie kan sien nie, stryd teen wat die vlees wil hê. Die vlees hou van partytjies, die vlees hou van al hierdie sedeloosheid en seksuele goede wat die liggaam kry lekker. En die liggaam wil dit hê, en die twee is die heeltyd in geveg met mekaar. Jou binnerlike wese wat die Gees is en dit is wat Paulus dan hier in die begin skryf. Hierdie twee dinge is die heeltyd in konflik. En ons wil net vir die Here sê dankie dat ons die Gees het, dat ons weet, wanneer jy self sonde doen, dit beteken nie as jy die Heilige Gees het, jy gaan nou sondeloos wees nie. Dis 'n proses wat God in jou doen en in jou besig is. Maar die Gees help jou om te weet, ek moenie hierdie ding doen nie. En wanneer jy sonde gedoen het, dan voel jy sleg daaroor. So, as ons dan nou
gaan lees daarso by, ons gaan nou dit lees, maar ek gaan net daarso skies uitlig, dat hierdie deel van Romeine 8, begin nou 'n hele nuwe slagspreuk vir ons, ook vir die jaar. En dit is, as God vir ons is, wie kan dan teen ons wees? Dit sê vir ons daarso, ook in Romeine 8, dat as God vir julle is, wie sal dan teen ons wees? En hy het sy seun namens ons gestuur om vir ons die oorwinning te behaal, want ons kan dit as mens nooit bereik nie. Nie een van ons is sonder sonde en kan op grond van dat ons sonder sonde is, ons beroep op die ewige lewe nie. Almal van ons het al gesondig. Al is dit 'n leentjie of 'n enige ietsie wat dit is sonde. En selfs al sê jy het die sonde nie, dan pleeg jy sonde, dan jy hoogmoed. Dan dink jy nie, jy is beter as almal van ons, en dan het jy sonde gepleeg. So, almal van ons pleeg sonde, en die prys van die sonde, so wat ek gesê het, is die dood. As ek net gou daarso kan uitwys, daar vers 17, wat sê, en omdat ons kinders is ons ook erfgename, en ons is erfgename van God, erfgename saam met Christus. Aangesien ons deel het aan sy lyding, sal ons ook deel hê aan sy heerlikheid. So dit is die prys wat dit is die oorwinning wat ons gaan behaal in Christus. Omdat Christus ons in hom glo, wag daar vir jou 'n groot prys. Nou sal ek graag vanoggend wil vra, watter groot oorwinning het jy al in jou lewe behaal? Of dit nou is om met 'n toekenning vereer te word, of dit is om 'n siekte te oorkom, soos 'n kanker, of een of ander iets. Wat se oorwinning het jy al behaal, en hoe het jy daaroor gevoel? En dan nou vanoggend te hoor, dat die belofte wat daar vir ons is, wat hierdie oorwinning gaan behaal, omdat ons in Jesus Christus gaan vashou tot aan die einde, is dat ons gaan erfgename wees, saam met Christus. En wat 'n wonderlike gedagte, erfgename, alles wat aan Christus behoort, gaan aan ons behoort, as sy broers en susters, as kinders van God Almagtig. Ons kan ons nie indink nie, dis hoekom die woord op vir ons sê, dit wat julle ook nie eens kan bid of dink nie, dit is wat Christus vir ons aan in gereedheid bring het. En dan sê dit dan ook vir ons, Christus is ons advokaat, wat ons saak verdedig, en hy pleit vir ons. Hy is die een wat vir ons intree, die heeltyd by die Vader. Die eerste 17 verse sal ons dan sê, gaan oor oorwinning. Die tweede gedeelte, die vers 18 tot 30, gaan om oor God te verheerlik, en in 'n regte verhouding met hom te leef, want ons kan nie sê ons glo in God, maar ons lewe getuig nie daarvan. Ons hou maar net aan op hierdie sondige manier nie. Ons moet stryd teen die sonde. En dan vers 31 tot 39 sê vir ons, God sorg vir diegene wat in die regte verhouding met hom leef. En dit is wat ons wil doen. God sorg vir die wat in die regte verhouding met hom leef. So, waar 2026 vir ons soos 'n dowwe beeld is, ons weet nie wat gaan oor 'n maand of 2 gebeur nie. Wat gaan in hierdie jaar vir ons elkeen voorlê nie, maar God weet dit. En dan kry ons daai berusting dat hy sorg vir die wat in 'n goeie verhouding met hom leef. So ons hoef niks te vrees nie. So die grootste oorwinning wat ons ooit kan behaal, is oorwinning oor die dood. Maar dit kan ons as mens nie bereik nie, maar omdat ons in Christus vashou, het ons daai oorwinning. Ons deel in sy lyding, sê dit hierso, maar ons sal ook deel hê aan sy heerlikheid. So daarom mense, ons gaan op aarde dit moeilik hê. Daar gaan altyd siektes wees, daar gaan altyd armoede wees, daar gaan altyd oorlog wees en alles is in chaos. Maar ons moet weet, Jesus het deur hierdie selfe goed gegaan. Hy het gelei, hy is deur sy vriende verraai, hy weet waardeur ons gaan. Hy het met hierdie mense, saam met die mense op aarde gewandel. So hy het begrip van die swaar dinge waarmee ons te doen het elke dag. En danksy hom het ons nou die oorwinning, omdat ons in hom glo. En dan so wat ek gesê het in vers 1 sê, daar is nou vir ons geen veroordeling nie. So ons wat in Jesus Christus is, hoef nie te vrees vir daai dag wanneer jou lewe tot 'n einde kom nie. Ek dink baie van ons het goed geraamtes in die kas, dat jy is altyd so bang. Ek onthou, daai een ding wat ek daai tyd gedoen het, ek is so bang daai dag, as ek net nie nou sterf nie, want dan gaan ek vir die Here moet verduidelik oor daai sonde wat ek gepleeg het. Jy is so bang, en
Jy vrees die dood, want jy wil nie voor die God gaan staan en dan vir hom het verduidelik nie, maar dan gee hierdie vers vanoggend vir ons groot berusting. Daar is vir jou geen veroordeling vir die wat in Jesus Christus glo nie. So jy gaan net, as jou tot lewe tot 'n einde kom, gaan jy 'n oorwinnaarskroon kry. Jy sal jou pryse behaal volgens hoe jy geleef het op aarde. En daarom motiveer dit ons om 'n beter lewe te lei, om te stry teen die sonde, om te leef in die gees en nie in die vlees nie. En dan beteken dit nie dat ons ophou sondig die oomblik as ons die gees het nie. Nee, ons stry elke dag daarteen. En dan sê Filippense 1:6 vir ons, dit is 'n werk van God wat deur die Gees binne in ons begin is, en hy sal dit klaarmaak. Daai sal. En watter wonderlik as dit in die Bybel staan, dan is dit 'n belofte. Dit wat God in ons begin het, die werk wat hy in jou begin het. Jy is nog nie daai volmaakte, jy neem Jesus Christus aan as verlosser en saligmaker en nou is jy daar nie. Nou is jy presies soos Jesus nie. Nee, elke dag doen ons sondes. Elke dag is daar daai goeie wat ons doen en dan dink ons, jete, nou moet ek my sondes gaan bely voor die Here want ek het droog gemaak, ek het geval en gestruikel. So dis 'n aanhoudende proses wat eers voltooi word die dag as jy tot sterwe kom of die dag wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Dan gaan ons almal volmaak wees. Dan gaan ons hierdie liggame bly agter. Selfs as jy lewe as Christus kom, gaan jy in 'n nuwe, gaan jou gees jou liggaam verlaat en dan gaan jy eendag weer 'n verheerlikte liggaam kry, want hierdie liggaam is vir die dood bestem. Hy is vol sonde, hy het al sonde gedoen en hy verdien die dood. So hy moet agterbly, maar jou gees gaan oor na die ewige lewe toe en jy gaan 'n nuwe verheerlikte liggaam kry wat dan vir ewig sal wees en ons sal dan weer wees soos wat Adam en Eva was voordat hulle die sonde val in die wêreld gebring het. En dan sê vers 18 vir ons, ons weet nou die sonde bring chaos. En dan sê vers 18 vir ons, ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur nie opweeg teen die heerlikheid wat God in die toekoms sal laat aanbreek nie. Wat 'n wonderlike, hoor julle hoekom is dit vir my so kosbare? Dit wat ons op aarde, ons kry almal swaar. Of dit verlange is, of dit is omdat jy finansiëel sukkel, of dit is omdat jy met 'n siekte worstel, of dit is omdat jou huwelik op die rots is. Ons almal kry swaar, want hierdie aarde is vervloek en alles, en dit sê tot vir ons dat tot die hemel wag, die hele skepping sien met verwagting uit, sê daar vers 22. Die hele skepping wag om nuut gemaak te word. Daarom gaan God die hele nuwe hemel oopskep. Want selfs die planete en die sterre daarbo in die hemel is besig om tot nuut te gaan. Want selfs dit is beïnvloed deur die sonde. En daarom kan ons ook nie wag saam met die hele skepping dat die Here weer sal kom, of ons dan nou tot sterwe kom en of dit is met sy wederkoms dat ons hom sal sien. En dan gaan alles nuut gemaak word. So, ons weet dat hierdie aarde gaan ons dit moeilik hê. Maar omdat ons weet wat die prys is, omdat ons weet ons gaan erfgename wees saam met Jesus Christus, vrees ons nie die dood nie. En ons sien eintlik uit daarna. Ja, dit is hartseer wanneer iemand ons vooruit gaan. En daai gemis en verlange, maar daar is geen groter ding wat jy vir iemand kan nalat as daai wete dat ek weet waar is daai geliefde van my wat in Jesus Christus geglo het. En jy weet jy gaan hom sien op 'n goeie plek vir ewig en ewig en ewig in die hemel. So kom ons gaan kyk dan nou, Andre, as julle vir ons daai verse gaan opsê. So hierdie hele heerlikheid, ons lewe nou deur die Gees en ons weet waantoe ons op pad is en dan kom hy nou met 'n gevolgtrekking. Nou gaan hy weer skryf met daai vraag en antwoord van hom. Kyk nou mooi wat sê, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Wow, Amen, kom ons gaan huis toe. God is vir jou, wie kan teen jou wees? Niemand nie. Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie die ander dinge saam met hom skenk nie. So gaan hy ons dan nie die hele ding, die hele lewe hierna en alles wat in Christus behoort ook dan gee nie. Want dit is wat God se gedagte vir jou is. Wie kan dan die uitverkorenes van God aankla? God self spreek hulle vry.
Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God en hy pleit vir ons. Pleit is nie 'n ligtelike woordjie nie. Pleit is, ek soebat u Here, ek soebat u Vader, wees met daai kinders van u en my broers en susters daar op die aarde. En hy pleit vir ons, wie kan ons van die liefde van Christus skei? En dan lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaar, daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag en nag bedreig, dat ons so slaafskape behandel word. Maar, en dan ring jy daai maar, ons word sleg behandel en ons kry swaar op hierdie aarde, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood, lewe of engele of bose magte of teenwoordigste of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar vir ons is in Christus Jesus ons Here. So julle, ek dink dit is asemrowend om net oor hierdie dinge te dink. So daai erfgename wat ons gaan wees, omdat ons tot op die einde gaan vashou. Want ons moet weet, God is ook besig om die skape en die bokke op hierdie stadium te skei. En soos wat dit swaarder raak, en soos wat die wêreld ons meer druk, is daar mense wat sê, nee, ek wil niks meer met God te doen nie, want ek verloor my werk, ek bid dan verloor ek my werk, my swangerskap wat halfpad gevorder het, dan verloor ek die baba, ek het hierdie kanker gekry, ek het hierdie ding en hierdie ding, so nee, daar is nie 'n God nie, en ek draai my rug op hom. So, ons het ook donderdag gesê, geloof moet getoets word. God gaan toelaat dat hierdie goede, hy straf ons nie, want hy het klaar vir Jesus aan die kruis gestraf vir ons sonde, maar hy laat toe, want ons kan sê, ja, Jesus kan enige kanker wegvat, en hy kan enige huwelik red, en hy kan, maar hy laat toe, laat hierdie dinge oorkom, dat ons moet veg, en ons moet in die gees wees om te veg teen hierdie sonde, sodat ons die oorwinning, sodat ons geloof getoets kan word, en ons dan weet, ons is sy kinders, want ons roep sy naam aan, wanneer dit met ons swaar gaan. En dan sê dit vir ons, Jesus is ons advokaat, sê vers 34. So, die vyand se strategie is, hy wil ons laat skuldig voel. Die oomblik as jy sonde doen, dan wil jy nie gaan bid nie. Jy kry skoon skaam om in jou binnekamer in te gaan. As die nuwe jaar nou 'n bietjie lekker was en jy het so 'n bietjie te veel gevat, dan daai volgende oggend jy wil nie gaan stilte tyd hou nie, want jy voel skuldig, want jy sit dalk nog met hierdie lyf wat nie lekker voel nie, of jy is in hierdie buiteegtelike verhouding en jy weet dis verkeerd en daai goed kla jou aan. So wat ook al daai goede is, of as jy 'n leuen vertel het, jy voel skuldig oor die goede en jy wil dit nie hê nie. Maar dan, so wonderlik dat vers 34 sê vir ons, dat Jesus kom, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, en hy sit aan die regterhand van God, en hy pleit vir ons by die Vader. So wanneer die Satan kom en sê, Frits het gisteraand weer dit gedoen, of Frits het weer hierdie leuen vertel, of Frits was weer by daai partytjie, dan kom Jesus en dan sê, ek weet dit is moeilik daar, Vader, ek weet hoe dit is op die aarde. Die mense kry swaar, en die verleidelikhede van hierdie wêreld is groot, maar Here, ek het vir Frits gestel, want ek weet, hy wil dit nie doen nie, en ek weet, hy wil naby aan my lewe, maar daai sondige natuur is baie sterk. En dan kan ons daarom sê, Paulus het gesê, wanneer ek die goeie wil doen, dan het ek al reeds die slegte gedoen. Die goeie wat ek wil doen, dit doen ek nie so baie nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek so graag. Want sonde het nie daai manier, dit is eintlik half lekker. Vir 'n tydperkie, ja. Vir 'n tydelike is daai partytjie baie lekker, of is daai verhouding dalk bietjie lekker, maar dan kom die probleme daarna. So dis die ding van die sonde, dit lyk so aanloklik, maar dit is so verkeerd. Maar gelukkig dat Jesus het begrip en hy pleit vir ons. Nou wat is die dinge wat die vyand wil gebruik om ons die rug op God te laat draai? Dan skryf hy dit daar van ons in vers 35. Wie kan ons skei van die liefde van Christus? Lyding of benoudheid,
Lyding, daai wat jy so swaar kry en jy dink, Here, maar ek bid dan. En kyk hoe swaar kry ek, U hoor my nie, ek glo nie meer U bestaan nie. So die lyding is ding wat Satan wil gebruik om jou te sê, nee, daar is nie 'n God uit. Die benoudheid, daai vrees wat jou so toepak. Ons het gister gepraat, ek en Diekie oor dit, ons wil hierdie jaar nie dat, daar's 'n Engelse spreekwoord en dit staan in die Bybel, die Engels sê, don't fear sudden fear. Wanneer die vrees jou beetpak so skielik, jy hoor iets of jy sien iets of iets gebeur in jou lewe en dit gryp jou so half in die keel en jy kan nie slaap daai nag nie, want dit is 'n skielike vrees wat die Here of wat die vyand gebruik om die kinders van die Here mee aan te val. So daai benoudheid, dit staan in Spreuke 3:25 en 26. Dis wat die vyand gebruik, daai lyding, die benoudheid, vervolging. Ons is daarom nog redelik gelukkig in Suid-Afrika dat ons word nog nie vervolg omdat ons in Jesus Christus glo nie. Alhoewel ons kry baie, hoe kan hulle sê, verbal abuse, dat die mense, ja, man, kom man, bid jy die Here, hy het lankal van julle vergeet, of ag jy mos jou tyd man, of al seker goede wanneer jy, wat gaan jy Sondag doen? Ek gaan kerk toe, nee man, kerk is oudtyds, of die kerke gaan leegloop, of daai goede, ons kry daai vervolging, dalk nie fisies soos wat dit soos in Iran en China en daai plekke gaan nie, maar ons kry 'n ander tipe van vervolging. Dan honger of naaktheid, die goede wat die liggaam aanraak, dit is soos armoede. Jy kry so swaar dat hierdie dinge voel vir jou, God het sy rug op jou gedraai, en die vyand gebruik dit om ons te kry, om te sê, nee, daar is nie 'n God nie, want kyk hoe swaar kry, kyk hoe honger is ek. En dan sê hy gevaar of swaard, en dit is hierdie, ons lewe in 'n land, wanneer jy partykeer nie weet, as jy by jou huis stop, of gaan jy gekaap word, of gaan jy vermoor word vandag, of wat ook al nie. Ons lewe in 'n die mekaar wêreld. Ons bou ons mure al hoe hoër en hoër, en ons sit al hoe meer elektriese goede om ons, en kameras, en alles om ons te probeer veilig hou. Want ons lewe in daai tyd, en dan kan die mense vinnig sê, maar kyk hoe lyk dit man, God het van julle vergeet, julle kry swaar, julle word vermoor, julle word verkragt, julle word al die slegte dinge gebeur met julle, hoe kan daar daarin 'n God wees? Maar God sê vir ons, dat hierdie goed gaan gebeur, maar dan kom hy, daar staan immers geskrywe, dit is oor U dood, dat ons dag vir dag bedreig, en dat ons soos slagskape behandel word. So Jesus weet dit, en hy gebruik Paulus om hierdie woorde vir ons op te skryf, om te sê, dis hoe dit gaan wees. In 2026 mag daar dalk sulke oomblikke wees, wanneer dit voel vir jou, of die hele aarde sluk my net in, want dit gaan met my te moeilik, of Here kom haal my net, want ek kan nie nog 'n tree gee nie. Dit gaan gebeur, want die vyand haat ons, en die sonde wil ons insluk, en ons van die Here af verwyder. Maar, vers 37, maar, dit sê vir ons, daar was nou hierdie groot klomp goed wat met ons as Christene gebeur, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat vir ons lief het. En Jesus het jou lief, daar is 'n kruis om dit te bewys. Daar is 'n opstanding uit die dood, en hy het jou lief, en hy het jou in die moederskoot gevorm, en hy sou nie sy lewe opgegee het, as hy nie vir ons lief was, en met ons sou moet opgee nie. So hy sal ons end uitdra. Hiervan is ek oortuig. En nou hoor nou hierdie aanslag wat op ons sal kom. Geen dood, of lewe, of engele, of bose magte, of teenswoordige, of toekomstige dinge, of kragte, of hoogte, of diepte, of enige iets anders in die skepping, kan ons van die liefde van God skei nie. So maak nie saak wat in 2026 oor jou pad gaan kom, watter moeilike omstandighede nie, jy is in Jesus Christus se hande, en hy het jou lief. Hy het vir jou aan die kruis gesterf, want hy het jou lief. So hou net vas. Ons gaan in ongekende moeilike tye in. Mens weet dit gaan nie beter word nie. Ons weet hulle kan nie climate change reverse nie. Ons weet dat hierdie aardbewings en oorstromings en goed word al hoe erger en erger. Ons weet dat die mense verloor al hoe meer en meer hulle werk, wat lei tot sosiale ewels, wat gaan lei tot meer inbrake, wat gaan lei tot moord self om daai goede te kry wat aan jou behoort. So, dit gaan taaf raak.
Maar Jesus Christus, niks kan jou skei van sy liefde nie. Niks in die hele skepping gaan jou uit sy hand uitruk. Al gaan jy dan soos Daniel se vriende in die vuurwind in, dan sal die Here saam met jou in daai vuurwind wees. Ek praat baie met Vicky oor hierdie goede. Hoe was dit vir daai persoon in daai motorongeluk? Ons het nou gesien hoeveel sterftes was daar op die paaie gewees. Ek dink daai persoon wat in daai voertuig sit, is soos Stefanus wat gestenig word. Hy sien al reeds vir Jesus aan die ander kant. Daai kar is daar die ongeluk, maar hy is al reeds besig om oor te gaan. Ek dink dit is hoe dit is vir 'n Christen wat in God glo, dat hy ervaar nie daai oomblik van absolute angs en vrees nie. Want hy weet, hy sien al reeds, daar is die kar in die ongeluk en maar hy maak nie sy oë oop aan die ander kant nie, hy sien dit reeds, as ons dan Stefanus as 'n voorbeeld moet volg, ek sien al reeds vir Jesus aan die regterkant van die Vader sit. Want dit is hoe ek glo, God gaan saam met ons wees in hierdie moeilike tye waarin ons lewe, in hierdie jaar wat ons nie weet ons aan wie ons vashou, ons weet wie is ons anker, ons weet wie is die een wat ons sal dra wanneer ons nie meer kan nie. Die boodskap van môre wat vir Liesel hulle so kosbaar was, daai deel van Abba. Iemand Abba is om op jou rug te tel, maar dit is ook dieselfde woord wat ons gebruik vir Abba Vader. So dit is asof God tel jou op en hy dra jou wanneer jy nie meer kan. En wat 'n wonderlike berusting bring dit vir ons, dat hy weet wat gaan vir jou voorlê in hierdie jaar, en hy wag al reeds daar, en hy sal jou in die hand vat, en hy sal jou deurlei. En dan sit soos Jesaja sê, al gaan ek deur daai riviere wat in vloed is, dit sal my nie weespeer nie, al gaan ek deur die vuur en dit sal my nie brand of skroei nie, want God sal ons daardeur dra, en dit moet vir ons vrede gee. En dan gaan daai dae kom, wanneer jou kragte min word, en jou twyfel daar gaan kom, Here, hoor U my dalk nog? Dit voel vir my, U help vir daai mense daar, en U help daar, maar kyk, ek sit nog steeds in hierdie moeilike omstandighede, en dan sê dit daar, so dat hierdie goede gaan met ons gebeur, juis omdat ons Jesus se naam dra. Ons deel in sy lyding, so dit gaan nie maklik wees hier op aarde nie, maar onthou wat is die prys? 'n Prys wat ons nie kan beskryf nie. Ek wil graag vir ons lees, wat sê Hebreërs? Niemand weet wie Hebreërs geskryf, nou as baie sterk mense weet, sê dit was Paulus ook gewees, maar eintlik is die realiteit, niemand weet nie. Maar hoor nou wat skryf Paulus, nou sê ek Paulus het dit nie geskryf, dan sê ek hy doen, ekskuus. Wie ook al hierdie geskryf het, skryf hierso, dit is nie aan die engele, dat hy die toekomstige wêreld waarvan ons praat, onderwerp het nie. Inteendeel, iemand het ergens getuig en gesê, wat is die mens dat u aan hom dink? 'n mensekind dat u na hom omsien. U het hom met net 'n kort tydjie minder as die engele gemaak. Net 'n kort tydjie minder as die engele, minder as Gabriël, minder as Michael die oorlogvoerder, minder as die engele gemaak. Maar wanneer die uiteinde kom, dan gaan ons oor die engele wees. Net 'n kort tydjie het U ons minder as die engele gemaak. U het hom met heerlikheid en eer gekroon. U het alles aan hom onderwerp. By die onderwerping van alle dinge aan die mens is niks uitgesluit nie. Alles is aan hom onderwerp. Nou sien ons nog die dinge, nog nie dat dit gebeur het nie, maar op die einde gaan ons dit sien. En dan staan daar net so 'n bietjie verder, dat ons gaan selfs oor die engele gaan ons oordeel. Sjoe. Dit is hoe lief God jou het. Dis wat hy vir jou in gereedheid hou. Hou net vas. En weet, hy het nie gesê, dit gaan maklik wees as jy my aanvaar as verlosser nie. Dit gaan eintlik juist moeiliker raak, maar onthou dit, jou lewe is nie gemaak vir hierdie aarde nie. Ons is tentbewoners, ons trek en ons swerf en ons verloor ons werk en ons moet na 'n ander dorp toe gaan of die ding gebeur en alles. So ons swerf maar so van die een na die ander. Want ons sal nooit ons vastigheid en ons alles vir ons kry in hierdie wêreld nie. Maar dit gaan alles uitloop op iets wat onbeskryflik groot is, wat ons gaan meer wees as die engele. Daai een keer wat die engel in een nag, dink ek 180.000 manne net so vinnig afgedra. Dis een engel, net 'n gewone engel. Dit is nie eers Michael gewees nie. So, hoe groot en hoe wonderlik is daai gedagtes wat die Here vir jou koester. Maar hou vas,
Dit mag dalk moeilik raak in hierdie jaar. Maar mag daar groot uitdagings kom, of dit is met gesondheid, of dit is met werksverlies, of dit is met wat ook al. Weet net, jy is in die Here se hande, en niks kan jou daarvan skei nie, van hom skei en sy liefde nie, en hy pleit vir jou by die Vader. Ons sluit vir ons af. Here, baie dankie. Dankie dat ons weet wat in hierdie jaar is vir ons onbekend. Dit is 'n nuwe jaar met nuwe dinge. Maar Here, ons weet ons lewe 'n nuwe lewe deur die Gees. En dat U Gees vir ons die versekering gee dat ons wel sal oorgaan na 'n lewe toe waar daar geen pyn of hartseer of bekommernisse of dinge is wat ons van U sal skei nie. Here, maar dankie dat ons ook weet, terwyl ons nog op hierdie aarde is, terwyl ons nog hier midde in hierdie omstandighede is waar daar soveel dood en nood en oorloë en alles is wat so stikkend is, dwelmmisbruik en gesinne wat uit mekaar uitgeskeur word. Here, ons kan die een ding na die ander opnoem. Maar ons kan so aan die donker dinge vaskyk dat ons vergeet om die lig te sien. En U lig oorwin al die donkerte en al die duisternis. En dankie dat U lig ook in ons skyn en mag ons U lig laat uit ons skyn na ander mense wat nodig het om die lig te sien. Mag ons hulle ook daai hoop gee dat U is saam met ons, met elke gelowige, maar vir hulle wat aanhou om die rug te draai, vir hulle wat hierdie benoudheid of swaar kry of lyding net te veel gaan raak en sê ek glo nie meer nie, Here. Ons wil bid dat daai mense ook die lig sal sien en dat hulle nie sal verlore gaan vir ewig nie, want Here, ons sien wat wag vir ons in die lewe hierna. En ons prys U daarvoor en dankie dat U ook vanoggend vir ons daai versekering gee. Maak nie saak wat in 2026 vir ons wag nie. Lyding of benoudheid of honger of naaktheid of enigiets, Here, U sal vir ons voorsien en U sal ons vashou en ons nooit verlaat nie. En dankie dat U vir ons by die Vader pleit. En al voel dit vir ons, U het van ons vergeet, weet ons, Here, ons kan vashou aan hierdie hoofstuk en net weet, U sal ons dra tot aan die einde. En ons prys U daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons sing hierdie wonderlike lied oor Jesus, wat beleef hy daar in die hemel, en dit wat vir ons ook wag. Die hemel is die Heer, en sy glanse soos kristal. Hy is die Heilige van God, en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters brys sy stem, soos die son op die see so blou, so die rijkdom van sy troon. En aan wie is die mag, en die heerlijkheid en kracht, en aan wie is die Heer, en die naam aan die regeer. Staan die engele op sy troon, verbuister in sy sieraad, en die beelde van sy troon. Daar is mag in sy woord, soos die waters brys sy stem, soos die son op die see so blou, so die rijkdom van sy troon. Hy regeer, al lyk dit vir die wêreld asof God aan die slaap geraak het en dinge het in
chaos verval. Hy regeer en hy het hierdie dinge voorspel. Hy weet presies wat aan die gebeur is en dit is deel van sy groot raadsplan. Maar ontvang dan hy sy seun en gaan in vrede hier vandaan en weet hy gaan stap vir stap, treukie vir treukie, sekonde vir sekonde gaan hy saam met jou. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God wat sy seun gestuur het sodat hy vir ons 'n pad oopgemaak het na die hemel toe en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees wat jou wil lei op die regte pad, sal met jou wees en sal jou vertroos tot aan die einde van alle tye. Amen. Mooi en geseënde dag vir julle elkeen. Eers wanneer skole weer begin.